Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel, een van die verstommendste gedeeltes in die Bybel is in Matteus 26, vers 39, wanneer Jesus in Getsemane is, en dan hierdie woorde gebruik, Vader, laat die beker by my verbygaan, maar nie wat ek wil nie, wat u wil. Het ons 'n idee wat daar gebeur? God word baie keer voorgestel as hierdie groot, magtige, sterk God met 'n duidelike plan en sy wil moet gehoorsaam word. En as enige iemand in opstand kom teen sy wil hy dadelik weet, wie is dit? Bring hom hier toe, ek gaan 'n plan met hom maak. Dit laat ons amper dink aan Hitler se leer, as almal presies in maat beweeg het en presies alles gedoen het teenoor die leer in die boereoorlog. Want sien, die een was verplig om te gaan, die diktator het hulle beheer, die ander het gaan omdat hulle in die saak geglo het en daarom gaan veg het. 'n Belangrike deel van ons gebed is waar ons en God se planne verskil, waar ons wil anders is as sy wil. En dis die plek waar hy vir interessantheid nie vir ons sê, ek wil nie hoor wat jy wil sê nie. Dis inteendeel die plek waar hy sê, vertel my meer. Sê weer, is dit wat jy wil hê? Is dit jou plan? En as dit anders as sy plan, en dis 'n tyd waarna eintlik konflik tussen my en God is, waar ons arm druk, waar ons verskil, en waar hy my toelaat om te verskil, waar hy my in staat stel, my aanmoedig en sê, maak jou hart skoon, is reg, vertel my meer hoe dit gekom, en hy klaar na my luister. En dan aan die einde van my praat met God, kom daar 'n skielike besef, en dit is, hoekom sal ek sy wil gehoorsaam? Asof hy 'n diktator is met 'n plan wat my benadeel, sleg is vir my. En dan besef ek skielik, nee, God se plan is totaal tot my voordeel. Ek het gedag, ek veg vir myself, hy veg vir homself, en ek moet vir my 'n pad oopwerk, tot ek besef, nee, sy plan is al die tyd in my belang. En dan lyk my gebed anders. Nadat ek my hart skoon gemaak het, kan ek op 'n ander manier vir hom sê, Here, laat u wil geskied. En dit is, ek besef skielik weer dat u plan vir my lewe die beste is. Ek val graag daarin. Here, u is 'n onbeskryflike God. Ons het soveel respek vir u. En ons aanbid u, omdat ons wil. Omdat ons oortuig is dat u die beste weet. Dankie dat wat u doen in ons belang is. En al sou dit vir ons baie keer onverstaanbaar, in ons oë self sleg wees, weet ons, u weet die beste. Dankie dat ons by u kan inval. Amen.